Olympiesbank in 'n riedakhuis, liewe Jesus en my pa. Hulle praat so oor die boerdery en al die beste wat so pla. Op 'n agastoof staan 'n ketel en kook, soet swart boeretroos. Daar's 'n glimlach op Jesus se gesig en in my pa se blou oë. En is dit hoe sy hemel lyk? En is dit hoe sy hemel proe? En hoeveel paadjies moes hy loop om 'n stukkie van sy hemel te proe? En hoeveel paaie moes hy loop om 'n stukkie van sy hemel te proe? Visserman skuit in 'n silwer see, sit my vriend skalk en vat. Sulke groot vet visse wat sy nette skeer en reën in sy boot inval. En ek sien hoe hy na sy hemel kyk, daar's 'n glimlach in sy oë. En sy laaste vakansie was so wel verdien, soos manna uit die hand van Bo. En is dit hoe sy hemel lyk? En is dit hoe sy hemel proe? En hoeveel paadjies moes hy loop om 'n stukkie van sy hemel te proe? En hoeveel paaie moes hy loop om 'n stukkie van sy hemel te proe? Op 'n Olympiesbank in 'n riedakhuis sit liewe Jesus en my pa. Hulle praat so oor die boerdery en sê alles is okay, my bra. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir 'n oggend waar ons in die huis van die Here kan wees. En dankie Here dat ons vanmôre weet, Here, dat U woord sê, waar 2 of 3 in die naam vergader, daar is U. En daarom weet ons vanmôre, Here, is U saam met ons, is U by ons, is U hier saam met ons vanmôre, waar ons laaste eer betoon bring aan Oom Ben, om ons te kom vertroos, Here, om ons te lei en om ons te beskerm. En ek dank U vanmôre, Here, dat U nog altyd by ons is, en dat U nog in beheer is, ten spyte van wat om ons aan die gang is, en ten spyte van wat die wêreld vir ons probeer sê, weet ons vanmôre, Here, ons kan aan U vashou, en U sal ons deurlei, en U sal ons vertroos en versterk. En ek bid vanmôre, Here, tydens hierdie diens dan, dat U saam met ons sal wees, Here, en ons sal by mekaar hou, en ons harte sal gefokus hou op U. Here, want U kom toe al die lof en al die eer, en ons eer U vanmôre, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. Baie welkom aan elkeen vanmôre hier. Dit is nooit lekker om op 'n Vrydagoggend by so 'n geleentheid te kan wees nie. Maar tog sê die Bybel vir ons in Psalm, dat vandag is die dag wat die Here gemaak het, en ons sal daaraan moet jubel en bly wees. En ek weet dit klink dalk moeilik, en ek weet dit klink dalk, Jesus, Pastor, hoe kan jy sulke goed sê? Maar ek wil vanmôre vir jou sê, saam met die Here, is daar 'n moontlikheid, is daar 'n werklikheid, dat ons vandag kan jubel en bly wees. Die bietjie wat ek met die familie gesels het deur die weke, en die bietjie wat ons by Tannie Meisie hulle gekom het, wil ek vanmôre sê, Oom Ben sal trots gewees het, as ons vandag kan jubel en juig. Ek neem aan, die bietjie wat ek by julle al gehoor het, was hy maar stil en teruggetrokke, maar ek dink die dag is hy bly geword het, dat julle dit geweet. En ek dink hy sal vandag trots wees, om te kan sê, hier is almal wat vir my omgegee het, almal is hier, en baie sterkte vir hierdie dag, dan wat voorlê. Van die VEK Christiana gemeente, Tannie Meisie en al die familie en vriende,
Sympatiseer ons vanmôre, ek weet dit kan nie lekker wees nie. Maar ons deur staan oop. Julle het ons nommers, julle weet waar ons is. As daar enige vrae is, enige behoefte is, skree asseblief en ons help waar ons kan. Ons doen dit met liefde. Ek gaan vra kom ons staan saam en ons gaan ons eerste liedjie dan sing. Die woordjies, die woorde is in jou blaadjie, dis ook op die skerm. Saggies en teer roep die roepstem van Jesus. Kom ons staan saam. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. Hy roep vir jou en vir my. Hy staan en wag aan die deur van ons harte. Wag daar vir jou en vir my. Kom thuis, kom thuis. Almal wat moeg is, kom thuis. Saggies en teer die roepstem van Jesus. Hy roep o sondaar, kom thuis. Dink aan sy liefde wat hy ons beloof het. Liefde vir jou en vir my. Hy skenk vergifnis so groot ook ons sonde. Skenk dit vir jou en vir my. Kom thuis, kom thuis. Almal wat moeg is, kom thuis. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. Hy roep o sondaar, kom thuis. Kom thuis, kom thuis. Almal wat moeg is, kom thuis. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. Hy roep o sondaar, kom thuis. Baie dankie, jy kan die sitplekke neem. Ek kan nie vanoggend met oom Ben gesels nie. Hy lê hier by ons, maar dis net sy liggaam. Hy is klaar weg en kan ek nie vanmôre met hom gesels nie, maar ek het nog geleentheid om vanmôre met jou te gesels. En wil ek vanmôre met jou hierdie vraagie vra: waantoe sal ek en jy hardloop as dit dalk met ons moeilik gaan? Waantoe gaan ek en jy hardloop wanneer ons begin moedeloos word, wanneer dit begin hartseer word, wanneer dit begin swaar word om omstandighede te kan hanteer? Nie altyd is alles maklik nie. By wie gaan ons vertroosting ontvang? Ek wil jou vanmôre bemoedig. God se woord is so vol baie bemoediging, baie versterking, en het ek aan hierdie een teksversie gedink terwyl ons beplan het aan hierdie diens, en dit was my so kosbare gedeelte. En dit staan in Hebreërs 12 vers 1 en 2. En hoor wat sê hy daar? Hy sê: daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat so maklik omring, en met volharding die wedloop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God sit. Is dit nie 'n mooi gedeelte nie? En uit hierdie gedeelte kan ons 'n paar beginsels vanmôre vasmaak. Uit hierdie gedeelte kan ons vanmôre sien dat Paulus het 'n plan gehad wat God vir hom gegee het. En hy kom vanmôre en hy sê vir ons hierdie paar beginsels wat hy wil voorhou. En die eerste een wat ek vanmôre vir jou wil gee is die groot wolk van getuies wat hier rondom ons is. Nou baie keer as ou hierdie teksvers lees, dan wonder 'n ou, wie is hierdie wolk van getuies waarvan Paulus hier praat? Wanneer ons gaan lees in Hebreërs 11, dan kom al hierdie Ou Testamentiese helde voor. En hy praat daar van ou Noag,
En hy praat van ou Abraham, hy praat van Isak en Jakob en Henog en Moses en Rahab en so gaan die lysie aan en aan van al hierdie helde wat hier in hierdie, ek wil half sê stadion sit, terwyl ons hieronder besig is om hierdie wedloop te hardloop, die lewe, kom hulle sê, hou aan, moenie moed verloor nie, moenie kwaad word nie, moenie moedeloos word nie, hier kom 'n obstakel, spring net oor, yes, hier gaan ons weer, hulle bemoedig ons om aan te gaan. En het ek agtergekom, dat woorde skep beelde. As ek vir jou vanmôre sê hamburger, ja, dan dink jy daarom aan hierdie hamburger. Ek weet nie van u gaan hou van hoenderburgers, dan sien jy daai hoender. Van jy gaan hou van 'n beefburger, dan sien jy daai patty. En jy sien daai blaarslaai en daai en daai gesmelte kaas wat so loop. Woorde skep prente. En het ek al agtergekom, in my jonger dae was ek 'n lang afstand atleet. Ek weet vandag lyk dit eerder of ek 'n gewigstootbal moes gewees het, maar ek het op 'n stadium ver gehardloop. En daar was verskillende afstande wat ons gaan hardloop het met marathonne. So 21 en 'n 42 en 'n 50 en ek was amper op pad Komrits toe. Maar al hierdie wedlope wat ons gehardloop het, is daar altyd iemand langs die baan. Hou bene, hou bene. Weet jy, kan ek nie vir jou water gee nie. Hier's vir jou 'n appel, hier's vir jou 'n piesang. Hou net aan. Hierdie geloofshelde was my spanmaats wat verby jou hardloop en jy op jou skouer tik en sê moenie nou moed verloor nie. Die einde is in sig. Daar's nog net 1 kilometer oor. Daar's nog net 2 kilometer oor. Moenie moed verloor nie. Kom ons druk deur. Kom ons maak klaar. Kom ons volëindig hierdie wedloop wat ons vanmôre in weggespring het. Dis amper of hulle vir jou wil sê, dit lyk onmoontlik, maar ek weet jy kan dit doen. Ek weet jy kan deurdruk. En net so is hierdie geloofshelde se tyd in Hebreërs 11 nie verby nie. In Hebreërs 12 sien ons waar hulle in hierdie stadion sit en ons bemoedig, maar tot vandag toe is hulle nog steeds daar om ons aan te moedig. En ek is seker daarvan, u kan aan baie helde dink, wat vandag hier sit, daar kan byvoeg. Ouers, broers, oupas, wat almal in hierdie skare sit vanmôre om ons te kan aanmoedig. En kan ek vanmôre dalk met versekerheid sê, dink ek sit oom Ben ook vanmôre daar. En hy wil vir sy kinders en vir die tannie en vir die familie en vriende sê, moenie moed verloor nie. Druk deur tot aan die einde. Dit is dalk nie maklik nie, dit is dalk 'n bietjie moeilik, maar ek sit tussen hierdie ouens en ek sien wat hulle vanmôre vir jou probeer sê, is druk nie deur, kom tannie meisie, ons gaan nie nou kwaad word. Ons gaan nie nou moedeloos word nie. Hier sit oom Ben en hy moedig ons aan om nie moedeloos te word nie. En dis nou hier waar die oom se stryd is verby. Maar ek en jy kan nog aangaan, kan nog 'n verandering bring, kan nog 'n bietjie motivering bring. Ons kan nog vir iemand sê, hey man, kom. Ons lag by jou in. Die Bybel sê nie verniet dra mekaar se laste nie. Ons gaan mekaar hier deurdra, Martin. Ons gaan mekaar hier deurdra. In 'n tweede manier hoe hy dit wil hê ons moet dit doen, want ou vra baie, ja, dit klink so maklik, pastor, maar hoe doen ek dit? En hier sê dit in Hebreërs 12, hoor wat sê hy, Hebreërs 12 vers 1, die B-gedeelte sê hy, laat ons ook elke las af lê, die sonde wat so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Punt nommer 2 wat ek vanmôre vir jou wil sê, is lê neer elke las en die sonde wat ons so maklik omring. Nou wil ek 'n snaakse ding sê, en baie ouens stry met my, maar daar's 'n verskil tussen laste en sondes. As dit dieselfde ding was, sou Paulus dit hier net as een woord beskryf het. Maar hy sê, lê die laste en die sonde neer. Nou sonde, in die Griekse woordjie, is die woordjie hamartia. En weet jy wat beteken dit? Jy wonder dalk, wat is sonde? Hier's vir jou 'n goeie betekenis van sonde. Hierdie woordjie hamartia beteken om die merk te mis. Dis nie altyd die goed wat ek en jy as daagliks sien as sonde wat net sonde is nie. Sonde is ook as die Here vir jou 'n opdrag gee en jy dit nie doen nie. Sonde is ook as die Here iets op jou hart lê en jy, soos ou Jona, plas dat hy Nineve toe gegaan het, tot hy 'n ander rigting gehardloop. Dis sonde, want ons mis die merk. En om sonde te wees is 'n baie maklike een of 'n eenvoudige een wat ons almal baie gereeld doen.
Ons is baie net ongehoorsaam aan sy stem. Aan sy stem. En hierdie ongehoorsaamheid, hoe kan ek dit nou gebruik as 'n voorbeeld? Right. Ek seker van Martin was ook jong op 'n stadium. En hy het ook 'n karretjie gehad wat sy handbriek, hy was uiters goed. En iewers het ons op 'n grondpad gery en dan sê iemand, jy moet hier links draai. Het jy dit ook gedoen, Martin? Of is dit net ek? Hierdie sonde in ou se lewe is soos 'n handbriek wat iemand skielik optrek en jy verloor momentum. Jy verloor rigting, want die Here sê, ons moet hierdie wedloop in daai rigting verander, of hardloop, maar as jy skielik hierdie handbriek optrek, dis sonde, dit bring jou tot stilstand, en dan wonder jy, wat het nou in my lewe verkeerd geloop? Hierdie sonde kom, en dit maak skeiding tussen my en die Here. Dan het ons nie meer die vrymoedigheid om elke môre op ons knie te gaan en te sê, Here, vat my deur hierdie dag, lei my en bewaar my nie. En nou kom die Bybel nou sê, maar ons moet hierdie sonde neerlê. Ons moet klaar maak met hierdie sonde. In 1 Johannes sien ons hierdie ding van, ons weet eintlik wanneer ons sonde doen. Want hy sê daar, julle gaan dit besef, julle gaan berou hê, julle moet dit dan bely, en hier's die triek. Julle moet ophou om dit te doen. Dit help nie ons hou aan nie, want die Bybel sê, sy God se genade is gratis, maar dit is nie verniet nie. God se genade is gratis, maar dit is nie verniet nie, dit kos 'n prys, en dit vat 'n opoffering, om op te hou, van wat die Here vir jou nie verwag nie. Laste aan die ander kant, is die woordjie ogkos, en hoorie wat beteken hierdie ding? En dit het my getref tot hier binne in my hart. Ogkos beteken 'n swelling of 'n gewas. 'n Swelling of 'n gewas. Nou vat maar net 'n gewas in 'n ou se lewe. Wat bring hierdie ding in jou lewe tot stand? Bekommernis, vrees. Want hierdie ding word al hoe groter, hierdie ding is kwaadaardig, en dis presies wat hierdie laste is. 'n Las is amper soos 'n landmyn in die oorlog. Sy beplanning is nie om jou dood te skiet nie. Sy beplanning is net om jou been af te skiet, sodat jy nie kan verder deelneem in die oorlog nie. Sy beplanning is net om jou arm te verwoes, sodat jy nie verder aan 'n sneller kan trek nie. Dit sit jou net half, of hoe kan ek sê, dit steel jou potensiaal om te bereik wat God vir jou gegee het, om te kan doen. Dit stel jou buite aksie. En het ek agtergekom, wanneer ou so gebukken deur die lewe gaan, en hierdie laste jou so beperk, dan is dit moeilik om jou kop op te tel, en die lewe in die oë te kyk. Dit maak dit moeilik om Hebreërs 12 vers 2 te kan uitleef. Want dit is my punt nommer 3. Vers 2 sê hy, my oog gefestig op Jesus. Maar wanneer ek so onder die druk is en alles, en ek bly so onderkyk, is dit moeilik om jou nek bietjie op te tel, en God te kan sien. Nou hierdie oog gefestig op Jesus, sy Griekse konteks, impliseer dat jy net oogies vir Jesus. Nou ek sien hier's 'n paar manne, en as ek nou hierdie vraag vra, die eerste dag toe jy jou vrou gesien het, wat het jy die tweede dag gedoen? Jy het niks raak gesien, jy het net gesoek, waar is jou vrou? As inkom. Kom man, nou moet nou nie so lyk of het net ek was wat verlief was nie. Jy het net oogies gehad vir jou vrou, man, jy het so rondgekyk en hy daar sê, nee, en dis wat Jesus wil hê ons moet doen. Ons moet net oogies hê vir hom, omdat hy ons leidsman is, omdat hy die een is wat jou gaan vat en jou deur omstandighede lei, omdat hy die een is wat jou gaan versterk, omdat hy die een is wat vir jou gaan sê, kom, moenie nou moedeloos word nie, ek het die volle prys betaal, kom ek vat jou hierdeur. Hy wil vir jou wys hoe, waar en wanneer jy die oorwinning in jou situasie gaan behaal. Hebreërs 5 vers 8 gebruik hierdie woorde, gehoorsaamheid geleer deur wat hy gelei het. God was getrou deur wat hy gedoen het. Jesus het nie die aand, toe hy in die tuin van Getsemane gebid het, gesê, Here, ek gee moed op, ek gaan nie meer op die kruis hang nie, ek loop nou. Want hy was vir my en vir jou so lief. Hy het daar gesit en die sweet van sy aangesig het verander na bloed. Hy het intens gedink aan jou en aan my.
en gesê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Ek sal dit doen. Hy sal dit doen, en ek wil jou vanmôre uitnooi. Hier in my geestesoog sien ek, hoe sit oom Ben vanmôre, en hy sê hierdie woorde, hou jou oog op Jesus. Moenie jou oog afhaal op na die omstandighede kyk nie. Moenie jou oog afhaal en kyk na die finansiële stand nie. Hou jou oog op Jesus. En ek wil vanmôre klaar maak met hierdie storie, met hierdie vergelyking. Ek was 'n groot rugby speler, nou nie Springbok gehalte nie, maar daarom amper Puma gehalte. En het ons lekker rugby gespeel en het ons rammetjie rugby begin en tag rugby en toe mag ons begin tackle en. En het ek gesien, daar's baie keer seuns wat game after game kom hulle by die baan aan, speel hulle maar rugby, gaan hulle maar huis toe. Maar die dag as sy pa daar opdaag, en sy pa staan langs daai baan, hy sê, kom Boeta, vandag wil ek sien hoe tackle jy. Sien nie sommer hoe staan hy ou nie. Eers of hy inhou die bal het of nie, as hy naby genoeg om hom is, dan tackle hy hom. Het julle dit ook al gesien? Hierdie klein seentjies, hulle tackle mekaar na die, en hier lê 'n klokkie, hier in my hart, en die Here sê, ek staan langs die baan, en oom Ben is in hierdie skare, en hy moedig ons aan, moenie moed verloor nie, tackle man, speel hierdie game, hardloop hierdie wedloop tot aan die einde, want ek gaan vir jou wag. Mits ons saak met die Here reg is, gaan ons hom eendag weer sien. En daar's nog geleentheid vir my en vir jou, om ons hart met die Here te kan uitsorteer. Daar's nog 'n geleentheid vir my en vir jou, om te kan sê, Here, ek as sondaar, kom na U toe. Maak my heel, kom vergewe my. En as daar vanmôre so iemand is, wees asseblief welkom, om na die tyd, of enige tyd met my te gesels, dan help ons jou deur die proses, en ons maak klaar met die sondes, en die laste, wat ons terughou. Want as ons dit nie gaan doen nie, gaan ons nie eendag weer by oom Ben wees nie. Want ek wil vanmôre sê, die bietjie wat ek met die familie en vriende gesels het, glo ek, oom Ben is op die regte plek. Kan ek jou vanmôre vra, waartoe is jy op pad? Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir U woord. Dankie Here dat ons vanmôre weet, U woord bring vrede en U woord bring waarheid. Dankie Here, dat ons weet dat U is in beheer. En U is saam met ons in hierdie situasie om ons aan te moedig en te bemoedig, sodat ons nie moedeloos en mat sal word nie. En ek bid vanmôre, Here, spesiaal vir die familie en vriende, Here, dat U hulle sal versterk, dat U hulle sal vertroos, dat U hulle sal bemoedig, Here, en dat U ons sal help om hierdie wedloop waarin U ons gesit het, te kan uithardloop tot aan die einde. Here, as ek die Bybel reg verstaan, sê U woord, die een wat die wedloop voltooi, sal die prys ontvang. Hy sê nie die een wat wen nie, die een wat die wedloop voltooi, sal die prys ontvang. En ons eer U daarvoor, Here, dat U saam met ons is, en dat U die trooster is van ons harte. En ons bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. Sit net so, dan gaan ons kyk na die tweede videoetjie. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives
raised a question, only God knows why. Ek gaan dan by hierdie geleentheid u uitnooi om 'n finale eerbetoning te kom doen hier by die tafel. Ons gaan eers vra die naby familie om dit eerste, en dan kan u as vriende en ander familielede nader kom en 'n laaste eerbetoon hier by die tafel kom doen. Baie dankie. U is dan welkom om die Rosie by die foto te kom neersit hiervoor, hoor. Baie dankie. Is daar nog iemand? Almal klaar. Ek lees dan vir u die begrafnisbrief voor. Soos 'n blaar in die herfs, wanneer die boom sy lewenssap onttrek, verwelk en verdwyn, so my lewensmaat, ons vader, oupa, papa, oupa groot Benny uit ons lewens verdwyn in die ouderdom van 72 jaar, 6 maande, 17 dae. Vandag stol 'n traan op ons wang. Vandag breek 'n stukkie van ons harte, maar ons stuur die stukkie saam met jou, om altyd naby jou te hou. Vandag gaan daar 'n bietjie van ons menswees dood,
die bietjie wat jy altyd, of wat jy elke dag lewendig kon hou, wat jy gevoed het, en ons saam kan hou. Vandag verloor ons 'n tyd van ons lewe, waarvan jy elke dag deel kon hê, waar ons soveel gehad het om vir mekaar te sê, vandag, stolle traan op ons wang, as teken van ons tye saam, ons geheue gevlek met jou naam. Vandag brand 'n seer diep in ons binneste, maar ons gun 'n nuwe lewe vir jou, in al wat ons jou so graag hier hou. Vandag pyn ons hele wese, want ons weet dit, wat ons bind sal 'n mens nie gou weer vind. Vandag wil ons vir jou inpak ons liefde, dankbaarheid, herinneringe en omgee, om jou elke dag in die vreemde warm te klee. Vandag is jou plek in ons harte nie leeg, ook nie beskikbaar, dat dit behoort altyd aan jou, en vir jou ewig daar. Vandag stolle traan op ons wang, as teken van ons tye saam, ons geheue gevlek met jou naam. Sy heengaan word die betreur, deur eggenote, kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. In u begrafnisbrief is daar 'n briefie, waar hulle liefde betoon het, ten opsigte van oom Ben, en ek gaan dit nie voorlees vanmôre nie. Jy kan dit daar in jou eie tyd, kan jy dit bietjie gaan deurlees. Ek gaan dan met hierdie geleentheid vir Ernst Visser na vore roep, wat dan die bedankings vir ons gaan doen. Baie dankie. Môre almal, maar verskoon, die woorde is dik vanmôre. Alleeers dankbaarheid teen ons hemelse Vader, vir die jare wat hy oom Ben vir ons geleen het, vir die man wat hy was, die pa wat hy was, oupa, grootoupa, vriend, voorbeeld vir baie. Ek wil julle almal bedank wat julle is. Alles is pragtig voorberei. En is so dankbaar vir die dag, so swaar en hartseer soos dit is. Eerstens, pastoor, dankie vir die boodskap. Ons as vriende en familie waardeer dit opreg. Die susters van die gemeente, die orgelis, dankie vir die voorbereidings. Dr. Kreer en sy mense, wat aan die meisie hulle bygestaan het met oom Ben. Die ambulanspersoneel, vir hulle hulp en bystand. Jolien, Kathleen, Lorraine, vir hulle bystand Sondag en vir hulle hulp. Marie Opperman van Afpop, baie dankie. Ons waardeer alles wat jy vir ons en familie doen. En dan Johannes die bouwer, wat vir ons die graf gereed maak. Dankie vir alles. Dankie vir die dag, dankie dat julle gekom het by hierdie dag. Dankie. Baie dankie. Dit staan nie op die program nie, maar ek doen dit altyd en is vir my partykeer so lekker om dan te hoor wat daar uitkom. Is daar enige iemand anders wat net ietsie wil sê aangaande oom Ben? Iets wat hy vir jou beteken het, iets wat hy vir jou gesê het, wat tot vandag toe by jou is, iets net sommer net huldeblyk aan hom. Is daar enige iemand? Kom neem die vrymoedigheid. Jy reg? Is daar niemand? Alright. Julle reg, alright. Ek gaan nie uitnooi, sodra ons hier klaar is, ons gaan nou amper afsluit, is jy welkom om net deur daai deurtjie te loop, hierdie kleintjie by my linkerkant, jou regterkant, en dan die eerste deur weer in die linkerkant, daar by die saal, daar is lekker eetgoedjies en 'n koffie, tee en 'n koeldrankie voorberei, kom kuier bietjie saam, en geniet mekaar se teenwoordigheid. Amen, kom ons sit net so, dan sluit ons af in gebed. Here, baie dankie vir u goedheid en u guns in ons lewe. En dankie, Here, dat ons vanmôre weet, dat al is ons harte seer en al is ons middeloos dalk, Here, dat u is nog in beheer. En ek bid, Here, dat u elkeen wat vanmôre hier is, sal versterk in die gees, sal versterk, Here, in hulle harte en sal vertrou is, met die wete, Here, dat ons altyd by u welkom is, en dat ons nooit alleen sal wees nie. Here, Hebreërs sê dit so mooi, dat u sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Dankie, Here, vir u liefde en die genade, en ons bid dit vanmôre in Jesus naam.
Amen. Ek roep dan net